om in u teenwoordigheid te wees vanoggend. Wat 'n voorreg om pastoor Antonie hier te hê vanoggend. Dis met groot dank teenoor u wat ons sê, dankie, dankie, dankie Here. Laasweek het ons vir hom gebid, Here, en hier sit hy vandag. Dit is net uit u grootheid en u goedheid, en omdat u die senterpunt van alles is. Here, ek ken nie my broers en my susters almal nie. Here, maar ek weet, Here, u is die vervuller van elke behoefte, Here. Here, u is die geneesheer van elke sieke, Here. En u is die leidsman, die sterke God, die ewige Vader in elkeen van ons se lewe. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mooi, dankie julle. Julle kan maar julle sitplekkies neem. Ek gaan jou vra om saam met my 'n klip te kyk. Maar ek wil hê dat jy moet baie aandag gee op hierdie klip, want hierdie klip gaan baie vir jou en vir my beteken in vanoggend se diens. Want ek glo dat iewers hier, wanneer ons deur hierdie boodskap gaan jy agterkom wat jy nou gesing het. Jesus, the center of my life. Amen. Prys die Here. Kyk saam met my hierdie klip asseblief. Baie dankie. Amen. En dis waaroor vandag se boodskap gaan. Die wedloop van jou lewe. Want jy is in 'n wedloop. En as hierdie dametjie geval het, val ek en jy ook baie mal. Want jou wat vir my sê hy het nog nie geval nie, is 'n leienaar. En ek het goeie nuus vir jou. 'n Leienaar sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Ek en jy het al baie geval. Of wat tel die opstaan en aangaan met die wedloop? Is jy nog in die wedloop? Hoor mooi, ek vra nie of jy kerk toe kom nie. Ek vra of jy nog in die wedloop is. Is jou oog nog gefestig op Jesus?
Is jy besig om nog hierdie wedloop voluit te hardloop om die wenstreep te bereik? Maar dan gaan jou 'n bietjie wys uit die woord van die Here uit van iemand wat geval het en opgestaan het en hierdie wedloop gehardloop het tot aan die einde toe. Kom ek en jy lees saam. Ek hoop julle kan sien daar. Dink miskien moet ons net hierdie lig afsit. Ja. Ek het nou per ongeluk nou klere gemaak. Ek het nie gedink dit gaan nou so uitkom nie. Sorry, maar u kan hoor wat ek lees, né? Nie dat ek dit al verkry het nie. Dis Paulus uit Filippense 3:12. Nie dat ek dit al verkry het nie of dit al volmaak is nie, maar ek jaag. Dit beteken I follow after daarna of ek dit ook kan gryp, in besit neem. If I can take it and make it mine, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. Hoor mooi wat sê Paulus hier vir jou en vir my. Ek hou daarvan. Hy kom hier en hy begin hier vir in die begin dan sê hy vir jou, ek het dit tog nie gekry nie. Kind van die Here, die feit dat jy hier sit, beteken jy dit ook tog nie gekry nie. Jy's nog steeds in die wedloop. Ek het dit tog nie verkry nie, maar ek jaag dit daarna asof ek dit kan gryp. Hoe vinnig hardloop jy agter Jesus aan? Dis 'n goeie vraag, né? Hoe vinnig hardloop ek en jy agter die Here aan? Wat van 'n maandag? 'n Dinsdag, 'n Woensdag, 'n Donderdag? Wat van 'n Vrydag of 'n Saterdag wanneer my pelle gaan jol? Hallo? Hardloop ek nog agter Jesus aan? Of voel ek skuldig? Hardloop ek gou-gou Sondag weer kerk toe? Hoe hard neem jy deel aan hierdie wedloop? Ek hou daarvan waar hy verder gaan. Hy sê ek wil dit in besit neem. Wat wil jy in besit neem? Kom ons gaan nou kyk daarna. Wat onthou dit in jou agterkoppie. Kyk wat sê hy in vers 13. Hy sê broeders, ek reken nie dat ek dit alself gegryp het nie, maar een ding. En ek hou daarvan, Pastoor Antoni. Een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Wat beteken dit regtig? Alles, né? Wat beteken dit regtig, my broer? Ek vergeet die dinge wat agter is. Wat voor lê. Dit is alles in jou lewe wat al reeds gebeur het. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken dat hier word 'n streep vandag in hierdie kerk getrek. En alles vergeet ek van wat daar is. En ek hardloop hierdie wedloop met volharding. Moenie dink wat jy gister gedoen het of wat jy eergister gedoen het of daai tipe van dinge nie. Ja, dit speel 'n rol. Maar dis om hier te sê ek gaan hierdie wedloop hardloop. Want dis wat Paulus vir my daar sê. Hy sê ek het dit nog nie gekry nie, maar ek hardloop agterna asof ek dit wil gryp, want ek is gegryp. Nou wonder ek of jy al gegryp is. Is jy al gegryp, skattebol? Wanneer het die Here jou gegryp? Baie. Nee man, wat 'n dag het hy jou gegryp? Die dag toe jy tot bekering gekom het, is dit nie? Is dit nie? Die dag toe jy tot bekering gekom het, is dit reg? Wat van jou? Wat van jou? Die dag toe die Here jou gegryp het, is die dag toe jy tot bekering gekom het. Daai dag toe jy vir hom gesê het, Here, hier's my hart, hier's alles. Toe jy hom gevolg het deur die doopwater, jy gesterf het en opgestaan het, 'n nuwe mens in Christus. Daardie is die dag toe die Here jou gegryp het. Amen. Is jy al gedoop? Vra my net. Want jy sien wanneer ek kyk aan die tafel, dan sien ek, hier's 'n belangrike les in die tafel ook, maar is 'n belangrike les in hierdie wedloop wat ek en jy loop. Kind van die Here, kyk wat sê hy sê ek jaag dit na met die doel om die prys te kry van die hoë roeping van God in Christus Jesus, die hoë roeping van God. That's the result. Dis die einde
Dis waar ek wil kom, in die hoë roeping van God. Of dink jy dis net 'n pastoor wat 'n roeping het? Elkeen van ons het 'n roeping. Elke een van ons. Het jy al jou roeping gesien? Of het jy gee Christus so na om jou roeping in hom uit te leef? Dis maar net 'n paar dingetjies wat ek doen, want jy sien, ek gaan nou vir jou wys dat by die volgende skyfie, wil ek nou, ek kan jy net so 'n bietjie kyk. Kyk wat sê Paulus. Paulus doen introspeksie. Nou vra ek jou mooi, kyk 'n bietjie in jou eie lewe in. Moenie in jou maat se lewe of die een langs jou se lewe kyk nie. Kyk in jou eie lewe in. Dis wat introspeksie beteken. I'm looking inside, not on the outside. Ons almal lyk mooi aan die buitekant, wat ons 'n kerk toe gekom. So ons kyk nie na die uiterlike nie, ons kyk na die innerlike met introspeksie. Ons kyk binnekant en kyk wat sê hy. Hy sê, dis nie dat ek het al gekry het of al volmaak is nie. Sê bietjie saam my, ek is nog nie volmaak nie. Glo jy wat jy gesê het? Maar glo jy kan volmaak wees? As jy die wedloop reg hardloop. Dis al wanneer jy kan volmaak wees. Okay. Kyk wat sê, broeders, ek reken nie dat ek dit al self gegryp het nie. Die rede is dat ek daar vir jou gesit, omdat Paulus, hoekom Paulus trots is, omdat hy 'n Christelike lewe. Is jy trots? Is jy trots dat jy kind van die Here is? En as jy daar by die skool is? Ook. Skram jy nie partykeer net so weg nie? Om by die groep in te wees nie? Prys die Here. Mense, dit is so maklik, daar by die werk. Ek het jare vir Ywes Rent-A-Car gewerk. Ek was werkswinkelbestuurder by hulle. En Pat O'Brien, hy was ons die hoof van Ywes. En hy het 'n ding gehad. Dat een keer 'n maand moet almal in die kroeg wees, want hy het 'n kroeg onder in 'n kamer, hy 'n kroeg verander in 'n kroeg. En as jy inkom, dan gee hy vir jou 'n drankie. En dan moet jy saam met hom drink. Hy was een van daai ouens wat nie vir 'n antwoord gevat het nie. En ek kom die dag en dit is nou rukkie nadat ek 'n pastoor geword het, want toe het ek nog gewerk en ek was assistent pastoor by Jan Pretorius in Alberton Noord. En ek kom die dag daarin en hy sê vir my, hier's 'n bier. Ek sê vir hom, ou swaar, jy ken my, ek het jou al vertel, ek drink nie. Drank kom nie oor my lippe nie. Hy sê vir my, nee, jy moet drink. Ek sê, as jy nie vir my Coke kan gooi nie, drink ek niks saam met jou nie. En dit was maar 'n deel van my lewe. As jy einde van die maand inloop, as jy hier's die Coke drinker, dan gee ek vir my Coke. Maar die dag dat ek vir hom sê, gaan voltyds in die bediening, was daai ou so bly, toe sê hy vir my, want ek kon Christus in jou gesien het. Ek het werk daar, ek wil net jou so 'n bietjie verhaal vertel. Ek het werk daar by Ywes en ek staan altyd in die workshop. Ek het altyd gesorg dat ek vroeg voordat almal oopsluit as ek al daar. En ek maak die werkswinkel se groot deure oop en ek staan so en hier langs my kom staan 'n ouetjie, sy naam was Fred. 'n ateïs, uit en uit en uit. Hy sê vir my, "Sir, it's a beautiful morning." Ek sê vir hom, "Ja, dis 'n baie mooi oggend." Hy sê vir my, ons kyk so na die son opkom, hy sê, "Kyk daar, a big bang created all of this." Soos ons nou so uit kan kyk. Ek sê vir hom, "Yes, I agree." Nou laat julle my nie meer nie, né? I agree, a big bang created this. Because when God spoke the word, it came out of his mouth. At the speed, ek kan nie onthou wat die spoed van dinge sê, ek dink dit is 95, né? Kilometers per hour. Ja. Weet jy ook nie. Okay, maar dit het uitgekom en bah,
daar bestaan dit. Hy het gepraat en daar's dit. Hy het die sterre geroep en daar's dit. Ek sê vir my, ek stem saam met jou. But the only difference between you and me is, you believe the Big Bang Theory, I believe God. Because the one that caused the Big Bang, his name is God Almighty. En weet jy, ek trek daai ou oor na Christendom toe, net so. Kom. Hoekom? Kyk wat sê Paulus. Ek het 'n Christelike lewe om uit te lewe. Daar waar jy werk, in jou vriendekring, daar waar jy beweeg, hier in die kerk, moet die ander Jesus in jou kan sien. Weet jy hoekom? Dat gee moed. My oom, jy het my gebless. En as ek kyk hoe jy God dien, dan dink ek myself, wow, ons behoort jou voorbeeld te volg. En dit is werklik waar so. Ons moet dit in mekaar kan sien. En weet jy wat, dit maak ek en jou sterker. En dit gee ons daai moed om in hierdie wedloop te bly hardloop. Kyk, kom ons kyk 'n bietjie na hoekom hy trots is. Eerste, hy sê, ek is gekies as 'n apostel van die heidende. Jy ken die verhaal van Paulus. Ek hoef jou dit nie te vertel nie, hoe Jesus hom ontmoet het, en hoe hy blind was vir 3 dae, en hoe hy dan daarna ingaan in die wêreld in, en hy gaan verkondig Jesus. Ek wonder of ek en jy 'n oombliekie kan dink aan daardie wedloop van Paulus. Hier spring hy weg, om die Here te aanbid, en hy's blind. Vir 3 dae. Almal haat hom, want hy was die vervolger van die Christene, en nou ewe skielik promoveer hy Christendom. Dink 'n bietjie, ja, hulle was bang vir my oom, jy's reg. Dink net 'n bietjie. As jy tussen jou vriende moet beweeg, en dit wat jy gister goed gepraat het, verkeerd gepraat het, praat jy vandag goed, wat gaan hulle dink van jou? Dis die eerste ding daar, né? Tweede ene, God was besig om hom te gebruik. Gebruik God jou? Gebruik God jou? Is jy diensbaar vir hom? Is jy diensbaar hier in die gemeente waar jy ander kan bedien? Weet jy dat dis 'n gawe van die Heilige Gees? Paulus sê, ek is diensbaar want God gebruik my. God was besig om hom te gebruik en hy was 'n sielewenner. Mense, Paulus het baie siele gewen. Kyk gou om jou en agter jou en voor jou. Wie van hierdie mense wat hier sit, het jy ingebring? Ek stil bly tannie. Dat jy maar dood bly, stil bly. Of dink jy hulle gaan my nou uitskop? Okay, maar luister. Luister net 'n bietjie mooi. Wanneer laas het jy iemand ingebring? Ek daag jou uit. Word Paulus in hierdie wedloop. Word Paulus, nooi iemand kerk toe volgende Sondag. As hy nie wil kom nie, dan los jy hom. Dis wat my Bybel my leer. Dan gaan jy die volgende ene, en jy nooi die volgende ene. Kom ek en jy word sielewenners vir die Here. Want dit is deel van hierdie wedloop, is om 'n sielewenner te wees. Jy staan op en jy hardloop weer. En as jy hier val, want hierdie ou trek jou af en hy wil nie hê dat jy saam met jou die Here dien nie, dan hardloop ek verder, ek hardloop verby hom. Want ek het 'n wenstreep om te behaal. Amen. Prys die Here. Kyk wat sê Paulus, sy reaksie op sy eie lewe bewys dat hy geestelik volwasse is. Het ek daar vir jou neergesit. Geestelik volwasse. Jy weet hoekom moet ek 'n bordjies, hoekom laat ek om bordjies te preek, né? Want ek my beroertes gehad het, kan ek nie meer van papier af preek nie. So jy my maar verskoon. Maar die Here gebruik my nog kragtig. En dan het ek en my vrou het sielkunde 'n bietjie geswat en ons het geleer in die sielkunde, dit wat jy sien beïnvloed 80% van jou lewe. En dit wat jy hoor, 12%. So ek gaan 92% van jou bereik. Hallo, jy gaan 'n sielewenner word, ek glo dit.
Ek glo dit, pastoor, jy moet kom getuig daarvan hoor. Ek glo dit. Want ek kan 92% van jou bereik, net deur daai 2 punte. En as ek jou nog bietjie skuldig gaan laat voel, en ek kan jou emosie verwek, dat jy sê jy gaan dit probeer, dan het ek nog 4% bygekry. Dis 96% van jou wat ek hier vandag kan bereik, and that's jolly good. I believe you can change. I can believe that you can run this race, and run it for God and with God. Ek glo dit. Want dis wat die Here wil hê ek en jy moet doen. Hy sê daar het ek vir jou geskryf, vriend, it is not a matter of if you will fail, but of when you fail. Jy gaan val. En hierdie wedloop val ek en jy. Dink 'n bietjie van die begin af, wat jy hierdie wedloop gehardloop het. Hoeveel sonde het jy al gekom en staan jy, word jy wakker as jy, ag ek sien lus om kerk toe te gaan vandag nie, dan trek jy maar net weer die kombers oor jou. Ag ek sien lus om bid hier toe te gaan nie, ag ek sien lus vir dit nie, ag ek sien lus vir dat nie. Ek en jy gaan val. Of jy kom daar by jou vriendekring of by jou familie, en hulle ken jou as 'n ouetjie wat 'n drankie gedrink het, en voordat jy dit kan keer, dan sit hulle dop in jou hand, dan dink jy, ag, dis net enetjie, ek gaan nie dronk word nie. Daar's 'n boek wat ek gekry het by my vrou, wat ek gelees het, Sipping Saints. As jy hom kan kry, lees hom, gaan jou oë oopmaak. Ek en jy's in 'n wedloop. Kind van die Here, ek en jy's in 'n wedloop. Soos daai meisiekind gehardloop het, en sy was die beste van die daar, en sy sou ver gewen het, as sy nie geval het nie. Maar toe sy val, wat doen sy? Sy staan op en sy hardloop weer verder. En sy hardloop met meer energie, en met meer vasberadenheid, dat sy nog die wedloop kan wen. Ek weet nie of dit jou hier binnekant geraak het nie, maar dit het my geraak. Want dit is kragtig. Kyk wat ek daar vir jou verder geskryf. Don't let your failures cause you to drop out of the race for the Lord Jesus. If you have fallen, get up, dust yourself off and start running again. Is dit nie mooi nie? Wat sê hy? Get up. En jy sal weet as jy jou die introspeksie hier doen, of die Here vanoggend met jou praat. Get up, there's somebody's soul that's got to be saved. Jy het die mag in jou om 'n ou hel toe te stuur of om 'n ou hemel toe te stuur. In hierdie wedloop. As jy dan stil bly, stuur jy hom dalk hel toe, maar as jy toch gaan praat, dan wen jy hom dalk vir die Here. Jy het daai mag, daai autoriteit het jy en ek. Ek het daar geskrywe, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en ons broeder Timoteus. En toe het ek die woordjie daarvoor ek gesit. Want ek dink as Paulus hier kom volgend gestaan het, so hy het vir jou gesê, ek Paulus, sit jou naam daarin. Ek Johan, my broeder Antoni, sien jy hoe werk dit? Antoni sê nou weer vir jou en vir my, ek, die pastoor van Jesus Christus en die broeder van iemand anderster. Maar gaan kyk wat sê Paulus daar. Hy sê ek Paulus. Ek Paulus is die broeder, is deur Christus se wil die broeder van Timoteus. Ek Paulus is die sielewinner in Centurion. Ek Paulus is die sielewinner by my werk. Ek Paulus gaan die kerk van God en die liggaam van die Here opbou
Want ek, Paulus, is deur God gegryp. Wat sê jy vanoggend? Dankie, volgende ene, vriend. Kyk Paulus se aksie, volharding. Maar ek jaag daarna, of ek het ook kan gryp, dit in besit neem. Ek jaag daarna. Vriend, daai meisie het opgestaan en weer gehardloop. Is hy beter as ek en jy? Of kan ek en jy ook opstaan? 'n Besluit maak voordat ek uit hierdie kerk uitstap vanoggend. Ek gaan hierdie wedloop hardloop vir die Here. Ek gaan hom hardloop soos Paulus sê ek moet hom hardloop. Ek het 'n prys om te behaal. Weet jy, daar's vir jou 'n prys as jy hierdie wedloop volbring. Daar's 'n prys vir jou as jy iemand na Jesus toe lei. Dit word genoem die sielewenner kroon. Jy gaan 'n kroon kry. Dink 'n bietjie daar. Met my tannie dink 'n bietjie. Daar loop jy in die hemel eendag met hierdie kroon, sielewenner. Wat is jou naam? Rosie. Dan sê hulle, daar loop Rosie, die sielewenner. Hoe gaan jy voel? Ek dink ons gaan so loop daar in die hemel. Is dit nie waar nie? Daar's vir jou en vir my is daar iets waarvoor ek en jy moet najaag, want dit is wat Paulus nagejaag het. Kyk wat sê hy daar, hy sê omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit al self gegryp het nie. Met ander woorde, ek het tog nie gesterf nie. Ek is in hierdie wedloop omdat ek nog in die lewe is. En ek kan sien julle almal lewe. Ek kan sien. Julle jonges het 'n wedloop om te hardloop, man. Kyk 'n bietjie na pappa. Hy het daarom al 'n eind gehardloop. Ken julle pappa goed? Dink jy hy gaan eendag 'n sielewenner kroon kry? Dink julle so? Wat van julle? Ek hou van dit as 'n man ja sê. Wat van jou skat? OK. Gaan jy hierdie wedloop hardloop? Ek weet jy gaan. Ek weet jy gaan. OK. Maar ek wil hê dat u moet net vir my klein bietjie hoor wat ek vir jou sê. Hoor my hart vanoggend. Paulus doen introspeksie, maar wat doen ek en jy? Ek dink dis die moeilikste ding om in te kyk in jou eie lewe en tot erkenning te kom. Soos Paulus daar sê, ek is nog nie self gegryp nie, maar ek jaag dit na. Ek wil dit in besit neem. Ek wil dit myne maak. Miskien jou boodskap wat jy vanoggend wou gehoor het nie. Dat jy is in 'n wedloop nie. Maar kom ons kyk wat sê hy. Ek jaag dit na om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Die hoë roeping van God in Christus Jesus. Wat is daai hoë roeping? Net een ding, nie om 'n pastoor te wees nie, maar om 'n sielewenner te wees. Amen. Dis daai hoë roeping. Want die pastoor weet hy moet siele wen. Maar weet jy dit? Die hoë roeping in Christus om 'n sielewenner te wees. Dankie vriend, gaan na die volgende ene. Wat sê hy, hoe doen hy dit? Ek vergeet die dinge wat agter is en dit gaan my nie beïnvloed nie. En ek jaag na die doel om die prys te verkry van die roeping van God in Jesus Christus. Ek strek my uit na wat voor lê. Ek strek my uit na wat voor lê. Ek en daai oom het lekker gesels vanoggend hier by die deur. Het ons gepraat oor die dinge wat voor lê? Ja. Hoekom? Want ons strek ons uit daarna. En ek het dit nie begin nie, hy het dit begin. OK, maar ons het toe begin praat oor die dinge wat voor lê. Dit was 'n lekker gesels, ek moet dit sê.
Jap, amen, prys die Here. Strek my uit na die dinge wat voor lê. Vriend, wat beteken dit? Dit beteken ek sien vir Koos. En nou kom ek en ek werk saam met Koos. Nou sien ek na die dinge wat voor lê. Ek sien Koos nie net by die werk, maar ek sien Koos saam met my in die kerk. Dis wat dit beteken. Ek strek uit na die dinge wat voor lê. Ek sien hoe ek hierdie wedloop hardloop. Ek sien hoe ek die prys behaal. Ek sien hoe ek 'n sielewenner vir God is. Ek sien waarna toe ek hardloop. Ek sien dit. Dis wat dit beteken, okay? Hy sê, want ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet. Met ander woorde, hy sê, ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet en my einde is baie naby. Oom, ek het gelaik ons praatjie vanoggend. Weet jy lewe in die laaste tyd? Amen. Besef jy dit? Dis waarheid, ek wil net jy moet so 'n bietjie insink. Kyk wat sê Paulus. Paulus sê, my tyd van my heengaan is naby. Nou gaan jy jammer voel vir jouself aan daai een kant gaan sit, of gaan jy sielewenner word? Gaan jy die wedloop voltooi? Gaan jy bly hardloop? Ek het lanklaas 'n ou gesien soos hierdie ou wat so baie opoffer vir sy gemeente. Wat van jou? Gaan jy die pastoor help en elke sitplek volmaak? Amen, daar's dan een wat dit gaan help doen. Want dis wat Paulus sou gedoen het, want onthou ek het vir gesê, ek Paulus, die sielewenner van Centurion. Sal jy like om dit te sê? Baie nee. Okay, so you got a big job. Amen, prys die Here. En kom ons kyk verder wat sê hy. Hy word alreeds uitgegiet as 'n dankoffer. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. En as daar een woord is wat jy moet uitneem saam met jou uit hierdie kerk uit vanoggend is, ek gaan die wedloop volëindig. Want ek glo jy kan en jy sal. Ek het my mense vinnig geleer, daar's net 3 woorde wat jou 'n wenner maak. Ek kan, ek wil en ek sal. Dink 'n bietjie daai 3 woorde. Ek kan, ek wil en ek sal. Want dit gaan jou hele lewe verander as jy jou lewe rondom dit bou. Amen. Prys die Here. Die volgende een seën. Kyk Paulus se verwagting. Wat was sy verwagting? Om die prys te verower. Kyk wat sy resultaat. Verder is my weggelê die kroon van geregtigheid. Hallo. Maar nou het ek 'n kroon van 'n sielewenner en nou het ek die kroon van geregtigheid. Jo. Sê gou vir my, ek wil dit net hoor, ek wil hê jy moet my antwoord vanoggend. Wanneer het jy al ooit 'n koning gesien met meer as 1 kroon? Maar die Bybel leer my, ek gaan 2 hê, as ek hierdie wedloop voltooi. Ja, ten minste 2. Daar's 5 krone. Laat jy my persoon. Hoeveel krone het jy al? Baie. Amen. Kyk wat sê hy. Geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, nie net aan my alleen nie, maar ook aan almal. Dit sluit jou en my in. Het jy 'n verwagting van Jesus se koms? Kan ek maar sê wat ek en jy gesê het? Is dit alright? Nou net so 'n bietjie vanaf, maar net jy moet weet wat ek vir jou wil sê. Sê ek vir jou met baie liefde vanoggend. Ek glo jy was reg toe jy gesê het ons lewe in die laaste dae.
Maar jy ken die verhaal van die barmhartige Samaritaan, waar ons sê, dat ons, die mens, is die ou wat daar gewond lê. En die barmhartige Samaritaan is Jesus. En nou sê hy, pas om 2 dae op. Is ek reg? En as ek vertoef om te kom, nog 'n dag. 'n 3de dag. Jesus het tog nie gekom nie, so hy vertoef nog om te kom. Pastoor, jy moet maar op my teologie skop as jy wil hoor. Maar hy vertoef om te kom. So ons lewe in die 3de dag. En 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Dit leer my Bybel my. So die kans dat ek en jy wat hier in hierdie vertrek sit vandag, eendag gaan sterf, is baie goed. Gaan jy die wedloop voltooi? Gaan jy aanhou tot aan die einde toe om hierdie prys te behaal? Of gaan jy moeg raak langs die pad? Ek vra maar net, want dis wat Paulus hier wil hê ek en jy moet doen, introspeksie hier doen. Hoe hardloop ek hierdie wedloop? Met watter ywer hardloop ek hier met hierdie wedloop? Wat is my uitpunt met hierdie wedloop? Want ek en jy is in die wedloop, kind van die Here. Wat nou wil erken of nie wil erken nie, ons is in hierdie wedloop. Hoeveel tyd is daar? Ek weet nie. Want die Bybel leer my, niemand weet die dag of die uur nie. So ek weet nie. Maar al dan wat ek kan doen is, omdat ek jou hier sien sit, kan ek vir jou sê, ek en jy het 'n wedloop om te hardloop. Kom ons hardloop om met volharding. Kom ons hardloop om met ywer. Kom ons hardloop om so, dat ek en jy nie eendag beskaamd sal staan voor die Almagtige nie, maar dat hy vir jou en vir my sal sê, wel gedaan, my getroue diensknegt of diensmaagd, kom in my rus in. Dis die woorde wat ek graag eendag wil hoor. Wat van jou? Ek het daar geskryf, there's a song that we sing. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and his grace. Hardloop jou oog gefestig op Jesus. Dis die wedstreep. Dis die eindelike eindeprys vir jou en vir my, is om Jesus te gryp en in besit te neem ten volle. Kom ons hardloop die wedloop. Fokus op Jesus. Hy sal jou rigting aandui, maar jy moet suksesvol die wedloop hardloop. Nou ek weet nie van jou nie, Pastoor Antonie, maar ek het al baie die Bybel gedeursoek. Oral te gee die Here 'n belofte, maar is iets wat ek moet doen om die belofte te verkry. Is dit nie waar nie? Hier is ook 'n belofte. Hier is ook 'n belofte. Jesus sal vir jou die rigting aandui, maar jy moet die wedloop hardloop. Jesus gaan hom nie vir jou hardloop nie. Toe daai meisie geval het, het sy opgestaan. Iemand het haar nie opgehelp nie. Sy het opgestaan en sy het met groter volharding verder gehardloop. Wil jy nie opstaan volgens die kind van die Here? Wil jy nie hierdie wedloop met meer ywer aanpak nie? Wil jy nie hierdie wedloop met meer moed en daad aanpak met die verwagting van dit wat op die einde van hierdie wedloop is nie? Kom ons gaan na die volgende een toe. Dink ons is amper klaar. Ja, daar's my laaste enetjie, net 'n prentjie wat ek vir jou wil wys. Ek het vir die oom daar vertel, as ek besig is met die Here, dan kom ek is 'n prentjie mens, dan kom gee die Here vir my prentjies. En ek het 174 prentjies wat ek gebruik in boodskappe, as jy dalk wonder. So die Here praat my baie deur prentjies, maar ek wil net vir jou wys. Die doel is die belangrikste. Waarmee loop jy uit hier vanoggend? Ek is in 'n wedloop. Want dis wat jy gehoor het. Dis wat jy gesien het. Dis wat 92% van jou beïnvloed het. En daarom kan jy met vrymoedigheid sê vanoggend, ek is in 'n wedloop. My doel is om hierdie wedloop te hardloop tot aan die einde toe.
Ek hoop dis jou doel. Want as ek 'n doel het, dan gee my doel my rigting. Waarheen hardloop ek? Ek hardloop weg van die wêreld af en ek hardloop na Jesus toe, want ek wil Jesus gryp. Dis wat Paulus my nou net geleer het. Amen. En as ek rigting het, dan kom daar 'n aksie. Ek moet iets doen. In hierdie wedloop moet ek iets doen. Ek moet siele vir die Here wen. Ja, dis die aksie. Dis die aksie wat ek en jy moet doen. En aksie vat my na gewoonte toe. En ek hou daarvan. Jy sien, dit is nou waar ons lekker kom. As ek gewoond is daaraan my ou skattebol om siele na Jesus toe te wen, dan doen ek dit elke dag. Dink jy hierdie mense doen dit elke dag? Ja, ons gaan nie antwoord nie. OK, maar dan doen ek dit elke dag, want dis wat gewoonte vir my sê. En dit bou karakter. Het jy Christus karakter in jou? Sal jy sielewenner wees, want hy was 'n sielewenner. Hy was een wat goed gedoen het. Hy was een wat ander voor hom gestel het. Dan sal jy daai karakter bou en dit sal in jou bestemming vat. Wat is jou bestemming? Is bestemming om eendag saam met hom te wees vir ewig en vir altyd. Maar ek wil hê jy moet op 'n ander manier ook kyk vanoggend na hierdie wedloop. As 'n maraton. Nou jy het al gesien as hulle maratons hardloop daar byvoorbeeld in Durban waar hulle van Pietermaritzburg af Durban toe hardloop of ander kant toe, dan langs die pad het hulle waterpunte. Hier is jou en my se waterpunt. Die tafel. Wie gaan my help met die tafel? Kan julle asseblief na vore kom? Hierdie is die waterpunt van ons Christelike hardloop. Hoekom sê ek dit? Pastor Antoni, hoekom sê ek dit? Want Johannes 6 vers 53 sê vir my, as jy nie aan die tafel deelneem nie, dan het jy nie die lewe nie. Ek hoop jy hoor wat sê ek vir jou volgende kind van die Here. Dit staan geskrywe. En daarom wil ek vir jou vra, net daar waar jy is, ons gaan nou saam bid. En die mense wat op line kyk, ek wil vir jou vra, jy wat online kyk, dat jy asseblief vir jou ook goedjies gaan kry. Stukkie brood, en as jy nie 'n bietjie sap het nie, dan kry jy vir jou maar 'n bietjie water of 'n bietjie melk of enige iets wat dit simboliseer. En dan neem jy saam met ons aan hierdie tafel deel, want as jy dit nie doen, het jy nie die lewe nie. As ek 'n regte pastoor was, as ek vir jou vandag gesê het, jy moet in die kerk wees om aan die tafel deel te neem. Want dis waar die eenheid kom, saam met die tafel. Want daar's 'n eenheid tussen ons en hierdie tafel. Daarom het hy die dag die brood geneem en dit gebreek en gesê, neem, eet. Dis my liggaam. Wat vir jou gebreek word. Wat is die krag van die liggaam? Vergifnis, vrede, 'n nuwe kans. 'n Hand wat jou help om hierdie wedloop te voltooi. Genesing, voorsiening. Dis alles hier in hierdie deel. Die liggaam. Hoekom gee hy ons die liggaam eerste? Ek wil jou eers bedien. Dat jy onder die salwing van bediening hulle kan bedien. Vergewe my as ek dit anders te doen as wat Pastor Antoni dit doen. Maar julle kan julle deel van die liggaam eet, is reg?
There's power in the body of God. Everything you need is in the body. En hy sê, dis my liggaam. Wanneer jy hieraan deelneem, neem jy deel aan my liggaam. Nou kan ons uitdeel aan almal asseblief. Baie dankie. Mag ek ook kry. Dankie. En as daar sonde in jou lewe is, bely dit voordat jy hierdie broodjie eet. Want as jy onwaardig aan tafel deelneem, bring jy oordeel oor jouself. So ek vra jou mooi kind van die Here, voordat jy die broodjie eet, doen gou introspeksie. En sê net as jy moet, Here vergewe my al my sonde. En dan eet jy jou. In by En net so, daarna het hy die beker geneem. En het gesê, drink van hierdie beker, want dit is my bloed. Wat beteken dit? Ons het nou net gesê, alles is in die liggaam. Wat beteken die beker dan? Ek glo die beker beteken die belofte. Die belofte. Ek gaan om vir jou 'n plek voor te berei. En as ek die plek voorberei, dan kom ek om jou te kom haal, sodat jy kan wees waar ek kan wees. Ek glo dis die belofte, dat elke belofte in my woord is ja en amen. Dis wat ek glo die bloed verteenwoordig. Die waarheid van sy woord. Die waarheid van sy lewe wat hy vir jou en my kon gee het. Die waarheid dat as jy in hierdie wedloop reg voltooi, daar vir jou beloning eendag in die hemel sal wees. In Jesus naam. Antoni, sy belofte vir jou. Deur my wonde is daar vir jou genesing. Kan ek julle eers bedien weer? Amen. Onder die salwing gaan bedien, asseblief, dankie. Dankie, vriend. Dag